Ons gaan die woord van die Here oopmaak vanmôre by Handelinge hoofstuk 11. Voordat ons dit doen, kom ons buig ons hoofde in die gebed saam. Hemelvader, ons bring aan U die eer. U is die Almagtige, U is die Skepper van die hemel en die aarde, en ook vir ons as mens daarin geplaas. U seën ons sodat ons 'n seën kan wees vir almal rondom ons. Heer ons, wil U 'n wêreld met U liefde toekom, sodat ons dit waardig sal wees en met eergawe sal. Daarom kom bid ons, Here, dat U koninkryk sal kom en dat U wil sal geskied hier op aarde soos wat dit ook in die hemel is. Ons is gretig om vandag te hoor wat U vir ons wil sê. Daarom vra ons, Vader, fokus ons aandag. Bring ons naby aan U oor en aan U mond, sodat ons hartsbegeertes in U oor kan fluister, maar ook U stem kan hoor. Kom praat vandag helder met ons. Laat U koninkryk. Here, dat ons elke keer een tree nader gee aan U plan vir ons. Ons dink vanmôre aan hulle wat siek is, stel van siekte, wat loop met die vrees van 'n dokter se uitspraak. Ons wil vra dat U vrede oor hulle sal wees. Maak ons rustig in U teenwoordigheid. In die heerlike wete dat dit is alles wel met ons. Daar buite is 'n wêreld wat roer en stoei. Daar is koninkryke wat teen mekaar opstaan en mense wat met mag besetter is. Ons weet, ons behoort aan die God wat die Here van die is, die koning van die konings. En hy sal ons in die holte van sy hand loof die Here. Geliefdes, ons lees vanmôre uit Handelinge hoofstuk 11. Ons gaan die eerste 18 verse daar saam lees. Dit is altyd goed om net weer te verstaan waar die geskiedenis is ons nou. Ons weet dat Jesus is gekruisig en Jesus het nou opgevaar na die hemel en die Gees van God is uitgestort hier in Handelinge 11. En daarin in Jerusalem het daar wonderlike goed gebeur, wil die Heilige Gees ervaar het. Nou vind ons vir Petrus, hy is op pad na 'n dorpie met die naam van Joppe en daar gaan kuier hy onder die goeie goedgunstigheid van Simon, wat 'n leerlooier was daar by die hawe. Dan gebeur daar die wonderwerk dat Petrus na 'n dorpie toe gaan waar 'n Romeinse leier is met sy gesin en hierdie mense kom dan tot bekering. Nou kom hy terug nadat die mense al gehoor het wat gebeur het, kom hy terug by die gelowiges in Jerusalem en dan vind ons die ouens is 'n bietjie ontstel. Kom ons luister na wat het daar gebeur by daardie vergadering. Die apostels en die ander gelowiges in Judea het gehoor dat ook nie-Jode die woord van God aangeneem het. Toe Petrus in Jerusalem aankom, het die Joodse gelowiges hom gekritiseer. Jy het nie-Jode besoek en jy het selfs saam met hulle geëet. Petrus het toe vir hulle alles mooi begin uiteensit. Ek was in Joppe besig om te bid, toe ek in geestesvervoering my gesig gesien het hy gesê. Iets soos 'n groot doek wat aan sy 4 punte neergelaat word, het uit die hemel afgekom. En dit het tot by my gekom. Toe ek in die doek kyk, sien ek daarin allerhande aardse diere, wilde diere en reptiele en voëls. Toe hoor ek 'n stem wat vir my sê, staan op Petrus, slag en eet. Nooit, die Here, het ek geantwoord. Iets wat onrein is, het nog nooit my mond binne gegaan. 'n tweede keer het 'n stem uit die hemel reageer, wat God rein gemaak het, mag jy nie onrein maak. Dit het 3 keer gebeur, en daarna is alles weer in die hemel opgekom.
Presies op daardie tydstip het 3 mans wat van Caesarea afgestuur was by die huis aangekom waar ons tuis was. Die Gees het vir my gesê dat ek saam met hulle moet gaan en dat ek nie moet aarzel omdat hulle nie Jode is nie. Ek het toe saam met hierdie medegelowiges gegaan en ons het die man wat my laat haal het, sy huis binne gegaan. Hy het vir ons vertel hoe hy die engel in sy huis gesien staan het, wat vir hom sê, stuur mense Joppe toe en laat vir Simon met die noemnaam Petrus daar haal. Hy het 'n boodskap vir jou waardeur jy verlos kan word, jy en jou hele huishouding. Ek het net begin om die goeie nuus aan hulle te vertel, toe kom die Heilige Gees oor hulle, net soos op ons in die begin. Hoe dink ek aan die woorde wat die Here toe hy gesê het, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Aangesien God dan dieselfde geskenk aan die nie-Jode gegee het, as aan ons, toe ons tot geloof in die Here Jesus gekom het, watter reg het ek om God te keer? Toe hulle dit hoor, het hulle stil geraak. Hulle het God begin prys en gesê, God het self nie Jode tot inkeer gebring, wat aan hulle die lewe in, om aan hulle die lewe te gee. Ons lees dit steeds. Vriende, Lukas is 'n meesterlike skrywer. Hy's 'n man wat die vermoë gehad het om die storie van dit wat hy probeer oordra het, met 'n diep boodskap agter dit vir ons weer te gee. Handelinge 1 begin hy dan met die uitstorting van die Heilige Gees, en dan kom die woord na ons toe, dat die Gees nou vir hulle sal lief maak van Jerusalem, deur die hele Judea en Samaria, en tot aan die uithoeke van die aarde. Op hierdie punt het ons te doen met 'n verwarde groepie gelowiges. Dis vir ons baie moeilik om onsself in hulle skoene te sit, omdat ons mos nou van kindsbeen af gelowiges is. En ons verstaan nie hoe hierdie mense se wêreld die mekaar verruk as deur dit wat hier gebeur het. So kom ek probeer ietsie vir julle daarvan vertel. Hierdie gelowiges was diep in hulle harte Jode gewees. Hulle het die Joodse geloof gevolg hulle lewe lank. Al die Joodse gebruike, al die Joodse feeste, van die besnydenis tot die Paasfees, tot alles wat in hulle kultuur vir hulle belangrik was, was ook vir hulle kosbaar en ondenkbaar om iets daaraan te verander. Alles wat hulle geglo het oor lewe en dood, diere, rein en onrein, was nog net so geldig vir hierdie groepie gelowiges. Hulle het hierdie Joodse gebruike van hulle kindsbeen afgekom. Dit was ingegrafeer in hulle manier van dink. Daar's sekere goed wat hulle eenvoudig nooit sou doen nie. Soos ek en jy ook. Dit was vir hulle ondenkbaar om enigiets anders te begin dink of glo. Al wat in hulle koppe verander het, is dat hulle gesê het, die Messias moet nie nog kom nie, hy het gekom in Jesus Christus. Maar hierna is alles vir hulle vreemd. Dis die een ding wat hulle aan vashou. Die Gees word uitgestort onder die kerngelowiges in Jerusalem, en nou kom 'n tweede beweging wat gaan na die hele Judea en Samaria. En jy sien duidelik hoe hierdie evangelie met daardie woord van Jerusalem na Judea, Samaria tot aan die uithoeke van die aarde in hierdie 3 fases ontwikkel om iets te vertel van die beweging van God onder ons as mense. Petrus word deur die Heilige Gees gelei na Joppe toe waar hy by Simon die leerleier se huis aankom. Daar buitekant die hawe is hy besig om homself af te sonder totdat hy hierdie beeld sien. En in Handelinge 11 gebeur hierdie radikale ding onder die gelowiges. Die kernleierskap kom bymekaar en hulle laat Petrus voor hulle verskyn. Hoe kon jy, dit wat vir ons heilig was, sommer net so verander?
Hoe kon jy toelaat dat die goed wat ons van kindsbeen af in geglo het, nou skielik by die deur uitgegooi het? Dis 'n verwarde klompie gelowiges. En as Petrus sy storie begin vertel, dan laat hy die klem val op die rol van die Heilige Gees in hierdie hele gedeelte. Dis tog hulle vreemde gedagte. Hulle het nog altyd gedink aan God as die Here jou God is een. Nou moet hulle hierdie nuwe kopskuif maak. God is 3 in 1. Hy is die Vader wat geskep het. Hy is die Seun wat vir ons gekruisig is. En nou skielik is daar 'n Heilige Gees wat ons lei in die waarheid en ons trooster is. Dis vreemd. Hulle ken dit nie. Hulle het wel die getuie van die rukpunt ervaar. Hulle het gesien hoe die vuurtonge, iets soos vuurtonge bo hulle koppe verdeel. Hulle het gehoor hoe die mense in verskillende tale praat. En nou vind hulle dat presies dieselfde ding ook gebeur vir ander dorp, 'n ander streek, met mense wat buite die wetense geleef het. En skielik gaan hulle oë oop vir hoe die Heilige Gees se rol en leiding onder ons gedoen. Daarom wil ek graag vanmôre 'n paar oomblikke by jou stil staan. Oor watter rol speel die Heilige Gees in jou lewe? Sien, daar is mos nou hierdie twee groot bewegings in die kerklike wêreld. Die een wat sê die woord en net die woord, sola scriptura, dit is een daarvan wat dit sê. En dan is daar die beweging onder ander kerke wat sê, nee, maar jy moet ook onthou dat hier het die Gees van God 'n geweldige rol gespeel. En die Gees van God het buite die woord om vir mense tot ander insigte gebring. En dit het deel geword van hulle kerklike kultuur en van hulle nuwe lewe saam met Christus. Nie een van die twee is verkeerd nie. Maar die vraag is, waar lê ons balans wanneer ons rondom hierdie goed dink? Want ons ken almal die ekstreme hiervan. Die ekstreme van wanneer mense die Bybel alleen hanteer en daaruit 'n klomp dinge regverdig. En aan die ander kant, mense wat so gelei word deur die Gees dat jy later nie meer God daar kan raak nie. Hoe weet ons wat is die waarheid? Waar lê die balans tussen luister na die Gees van God, maar volg ook die skrif, soos wat ons dit by ons het. Uit die verhaal kom daar eers 'n paar goeie wat ek graag met jou wil deel. God se plan is nie net vir wit broodjies. God se plan is vir alle mense. Dink gou aan jou werk. God se plan is nie net bedoel vir hulle wat lidmate is van die kerk, belydenis van geloof afgelê het. God se plan is vir alle mense. Alle mense. Dink mooi wat dit beteken. Dit is bedoel vir alle mense. Ook hulle wat nie sê dit is. Ook hulle wat deur verskillende optredes seker maak dat ons wonder oor hulle. Bang is vir hulle. God het alle mense lief. Sy genade is bedoel vir elkeen. Sy oog kyk sag na elke persoon. As God dan met genade na mense kyk, as dit God se manier van doen is om mense met liefde te oorweldig, dan beteken dit outomaties dat ek en jy inval by God se plan en daarom soos God optree, dink, kyk en reageer. Dis wat disippels doen. Hulle hoor wat die Vader sê en hulle sê dit. Hulle sien wat die Vader doen en hulle doen dit. As God dan 'n hart van genade en liefde het vir alle mense, dan behoort dit 'n deel te wees van die hartklop wat ek en jy het vir ons mense.
Daarom moet ek en jy alles in ons vermoë doen om God se liefde deur ons oë, deur ons glimlag, deur ons hande te laat vloei, sodat alle mense sal agterkom dat die deure na God se hart is. Wat God oopgesluit het, mag geen mens. Dit pas dus by gelowiges om seker ander mense rondom ons met sy liefde te oorwin. Die tweede ding waarby ek dan die vraag wil uitkom, is juist hierdie die wisselwerking tussen die Heilige Gees en die gespreide woord. Ja, die Bybel is die bron van al ons insig. Maar die Gees bring baie keer in verheldering wat vir ons nie reg is. En dat die Bybel is nie die probleem nie. Die probleem is dikwels hoe ons die Bybel interpreteer. En mense kan van die Bybel op die ou einde maak met wat hulle wil. Daar is soveel dinge wat mense op die ou einde kan in kampe indeel. Hier was nog altyd my goue reël gewees. As mense vir my goed vertel van dit is hoe dit gaan wees, dit is wat die woord sê, dan vra ek altyd by hierdie vraag: laat dit my vrede ervaar. Maak dit my bang. Dit is duidelik dat dit wat jou bang maak nie van die Here af is. Dit wat jou vrede gee. Dit wat jou in lofprysing laat uitbars. Dit wat jou met dankbaarheid voor God laat kniel. Dit is van God. As ons dus met 'n teologie na mense toe kom waar ons hulle sê draai of braai. Dit klink vreeslik mooi, maar dit is nie van die Here. Die Here wil nie hê dat enige moet verlore gaan nie. Hy wil hê almal moet inkom. Hy wil hê almal moet sy liefde aanvaar. Daarom moet ons versigtig met daardie perspektief wees. Ons kan onsself so maklik in ons eie gemakwones inlees in die Bybel. Die goed wat ons nie van hou nie, dit lees ons liewer oor. Ons verstaan dit nie, so kom ons los dit liewer net. Daar's ander goede wat so naby aan ons voel, so aanklank vind by ons, dat ons daai teksverse later uit ons kop uit kan opstel. Dit regverdig ons manier van dink en doen. Dit wat ons nie meer gemaklik is nie, lees ons eenvoudig nie, of ons praat dit maar nie. Die saak is baie groter as hoe ek en jy op die ou en die Bybel lees. Want die saak wat groter is dit wat in die hartklop van God lê. Wanneer ek en jy die Bybel lees, die doel is nooit die Bybel op sigself. Want as die Bybel die doel op sigself sou wees, dan moet ons te alle koste reg wees in ons interpretasie. Dan moet ons die woordkeuses reg verstaan. Dan moet ons sê julle is reg en julle is verkeerd. Maar die Bybel is die voertuig waardeur ons by die liefde van God uitkom. Die Bybelse verhale word gelees met die doel sodat ons God beter kan verstaan. Sodat ons in 'n beter, dieper verhouding met hom kan staan. Sodat ons hom beter kan leer ken. Hoe hy dink, hoe hy praat, hoe hy optree. Wanneer ek dus die Bybel hanteer, dan is dit nooit asof die Bybel die laaste woord is nie, want die Bybel is iets wat vir ons op die ou en net 'n rigsmuur is om nog beter te raak. Dit is God self. Daarom is, en ons is nou besig met so 'n bietjie 'n paar interessante Bybelvrae uit die Bybel uit, en dit is pret, dit is nie bedoel om wetties te wees daaroor. Maar die oomblik wat ons na die Bybel gaan kyk as daar's net hierdie manier, dan verf ons onsself in 'n hoek toe. En dit is presies wat die Jode ook gedoen het. Hierdie Joodse gelowiges het die Bybel geïnterpreteer, hulle het die Torah gehad en al die verhale wat rondom dit gebeur het. En hulle het dit slaafs nagevolg op hulle manier van interpretasie. En dit is wat 'n ou so Saulus bring by 'n punt om gelowiges te gaan vat.
julle interpreteer nie die Bybel. Daar is ook weesheid in dit. En ons moet versigtig wees dat ons nie so in die Bybel vaskyk dat ons nie vir verliefde meer is. Agter dit alles, die groter saak van alles, is dat ek en jy in 'n lewende verhouding met God staan. En dat ons deur die lees van die Bybel, deur ons stilte tye, deur ons oordeenkings, die hartklop van God sal wees. Daarvoor moet ons eers. Kom ek gee gou vir onsself net 'n voorbeeld vir as ons die Bybel op die ouene baie bietjies sou hanteer. Wat kan ons daaruit? Die voorbeeld wat ek nou het, en daar's baie, maar ek wil graag hierdie een voorbeeld gebruik. As Jesus, as God vir Josua sê, julle gaan in die beloofde land in en julle moet alles dood. Julle moet die diere doodmaak. Julle moet die mans en vrouens en kinders, julle moet alles uitroei. Dan moet ons daaruit aflei as jy net die Bybel alleen hanteer, dan moet jy sê God maak mense dood. God wil hê dat sekere mense doodmaak. Maar as jy na die hartklop van God kyk, dan kom daar iets heeltemal anders na vore. God is 'n heilige en 'n jaloerse God. Wat wil hê ons moet net hom aanbid. En die volkere waarin hulle in beweeg het afgode aanbid. En hulle het op die ou ende sien ons later in die Bybel hoe dat hierdie afgode hulle wel op die ou ende van die Here en van die woord afgetrek het en van hulle verhouding met God afgewater het totdat hulle op die ou ende in ballingskap geëindig. Daarom is die vraag as jy so in die Bybel 'n skokkende ding sien wat jy sien maar dis nie deel van God se karakter nie, dan moet jy weet ek moet dit anders interpreteer. God het nie 'n hart waarna mense wil doodmaak. God het nie 'n hart waarna mense wil sê jy is sleg, gaan hel toe. Daar's 'n rede hoekom dit daar staan en ons moet die hartklop van God agter dit raak wees om op die ou ende die vreugde van God deur daai teks te ontwikkel. Ek gaan vir 'n oomblik afdwaal, dit is veel my voorbereid. As ek nou nonsens praat, moet julle my vergewe. Daar's op die oomblik baie goeters op die internet aan die gang oor die paus wat nou die uittyd ingaan en dis nou die boosheid en alles wat daarmee gebeur. En hulle maak hulle afleidings nie uit die woord nie, hulle maak hulle afleidings uit sieners van die verlede. En my eerste vraag wat ek net ook die barometer op myself daaroor gesit het, is eerstens, is dit Bybels? Nee, dit is nie Bybels nie. Is dit iets wat my opgewonde maak oor God, of is dit iets wat my bang maak vir wat gaan gebeur? Maak my bang voel? Wil nie daarvan deel wees nie? Dis nie in God se hart. Sulke stories verban ek uit my gedagtes. Ek het nie nodig om my aandag te gee aan mense se smart nie. Ek het nodig om my aandag te fokus op 'n liefdevolle, lewende verhouding met God. Daar's baie daar. En wanneer ek die woord begin bestudeer, kom ek agter ek is ver van God se hart. Daar's nog baie wat moet gebeur. En dis 'n gereed om te doen. Jy sien hoe dat ons baie keer so betrokke kan raak by mense se idees. En ons raak vasgevang in hierdie goed, dat ons later nie meer kan terugstaan en sê, wat is my beginsel? Wat is my fondasie? Waarop bou ek my lewe? En ek word baie keer ingesuig deur hierdie wêreld en dan trek ek my fokus weg van daarin. Doen alle liefde, vriende, laat ons nie meer gevoer word met stories van mense nie. Toets dit aan die woord. En toets dit aan die hartklop van God. As daardie twee by mekaar ooreenkom, aanbidding na die Vader en die van God homself. Goed, skus, ek het afgedwaal. Vergewe my. Ek hoop dit vir iemand iets beteken, laat ek teruggaan na die teks. So hoe moet ek en jy dan vandag hierdie kosbare verhaal lees?
Ek dink ons moet in die eerste plek erken dat ons baie keer ook ons eie vooropgestelde idees. Dat ons van tyd tot tyd sterk standpunt het oor goed wat nie regtig verdedigbaar is uit die hart van God of uit die woord. Ons het van sekere goeders in ons lewens heilige goeie gemaak. Daarom sal dit ons help om van tyd tot tyd vars te kyk. Vars. En net te vra, Here, wie is U? Wat kan ek weer doen? Hoe hoor ek U stem helder? Wat wil U vir my sê? Hoe wil U hê moet ek leef? Wat moet ek voor plek maak in my lewe? Wat moet ek uit my lewe uitvoer? Sodat ek steeds nader kan kom aan dit wat God se plan is. Daarmee saam, dit is pas dit vir ons om gereeld hierdie vraag in ons stilte tye te vra. Hoe lyk die karakter van God? Hoe lyk God? Hoe dink hy? Hoe reageer hy? Hoe voel hy oor sekere goed? En om dan ons idees daarby aan te pas. Die tweede gedagte is hier in ons klaar. Besef asseblief saam met my dat die Bybel is 'n voertuig om God beter te leer ken. Wanneer ek en jy dus na die Bybelverhale gaan kyk, dan lees ons dit nie vir die verhaal op homself. Want dis waar ons begin vasval dat die een disipel sê dit, die ander disipel sê dit. Die een sê dit so gebeur, die ander sê dit so gebeur. En op die einde raak ons verward en verloor die klip. Die doel is nie om te verskil oor hierdie teks sê dit en daai teks sê dit en daai teks sê daai teks sê. Gaan alles oor my lewende verhouding met die lewende God. En wie is daaraan in my kant van aan. Ek gebruik die Bybel om my verhouding met God te versterk. Dit is wonderlik. Wanneer jy hierdie week rondbeweeg met derde dag, probeer na mense kyk vanuit God se hart. Kyk na elke mens wat oor jou pad kom in die manier hoe God na daai persoon kyk. Die een wat jou kos by die stil laat aflei en so. Die een wat op die hoek van die straat staan en bid. Die een wat saam met jou werk. Die een wat van tyd tot tyd by jou huis kom stap. En daar vir jou kom jou huis kom skoonmaak, tuin kom skoonmaak. Die wat op jou kom tee drink. As jy die nuus lees, jy hoor waaroor die wêreld te kere gaan. Dink dat God ook daardie mens met liefde, met groot liefde deurneem. Dat ek en jy met moeite ook moet probeer dink soos God dink oor daardie situasie, oor daardie persoon. Dit vat nogal baie keer moed en oortuiging. Die laaste gedagte. Dit pas by gelowiges om van tyd tot tyd te vra, waarmee is die Heilige Gees besig? Waarmee is God op die oomblik besig in ons omgewing? Hoe praat hy? Hoe klink hy? Hoe tree hy op? En die vraag is, as ons kan raak sien dat God is besig met iets op hierdie gebied, dat ek en jy onmiddellik die vraag sal vra, Here, hoe kan ek inpas by daai deel? Hoe kan U my gebruik daar waar U besig is? Want anders raak ons elkeen op ons eie missie. Die Here het gesê ek moet dit doen. Nee, die Here het gesê ek moet dit doen. Nee, die Here het gesê ek moet dit doen. Op die einde word dit 'n groot konflik en 'n verskil. Die vraag is nie wat het die Here my van oortuig nie. Die vraag is waarmee is die Here besig? Waarmee is die Here besig? In ons gemeente. Waarmee is die Here besig in jou lewe? In die lewe van jou lewensmaat. Van jou geliefdes. Waarmee is die Here besig? Dis 'n vraag wat ons gereeld moet vra in ons tyd. En dis met daai vraag wat ons dikwels uit die Bybel moet gaan. Here, waarmee is U besig? As ons hierdie gedeelte van Handelinge 11 lees,
Waarmee was die Here besig? Die Here was besig om hierdie gelowiges se oë oop te maak en te sê, nie 'n elite witbroodjie Joodse groepie wat nou dink hulle ken van Jesus. Nie die wêreld het van God se liefde hoor. Wêreld het van sy liefde. En daarom kom 'n ou soos Petrus met al sy Joodse oortuiging, met al sy halfstarrigheid besef hy net, die Here is besig met iets baie groter as ek. Net vas by hom in te skakel by sy plan. Deel te wees van sy roeping. Daarom wil ek jou uitnooi om in die volgende tyd weer die vraag te vra. Waarmee is die Heilige Gees besig in ons lewens? En hoe kan ek daarin iets? Mag dit jou seën. Mag dit vir jou genadig wees en mag sy liefde vir alle mense spesiaal by jou uitkom. Sodat jy met sekerheid kan weet dat God jou liefhet, onbegrens. Hy 'n plan met jou lewe het, en dat hy jou wil deel maak, dat jy 'n medewerker is aan sy plan vir hierdie wêreld. Hulle wat die taalgroep en word, mag God die seën en die manier hoe u ook sy koninkryk laat kom.